Goeiemôre my vriend, ek groet jou in die naam van ons koning en Here Jesus Christus. Mag jy vandag en hierdie week 'n geseënde van die Here wees. En vanoggend weet ek die Here wil ons ook seën uit sy woord vir ons lewe, vir elke dag van ons lewe. En dat ons ook in hierdie wêreld 'n koninkryksverskil kan maak. Ek lees vanoggend uit Hebreërs 4 en ek gaan 11, 12 en 13 lees, maar voor ek Hebreërs die teks lees, net so 'n stukkie agtergrond oor die Hebreërbrief. Die gelowiges aan wie hierdie brief geskryf is, het ons in ontsettende moeilike omstandighede gelewe. En hulle moeilike omstandighede het gemaak dat hulle die Here begin wantrou het, dat hulle in hulle geloof verswak het, dat hulle nie meer so passievol was oor die evangelie nie. Nou, die Hebreërbrief is so ongeveer 90 na Christus geskryf, so dit was die tweede geslag Christene. Mense in daardie tyd se lewensverwagting was so 30 jaar, so hierdie was al tweede geslag Christene. Hulle ouers het geglo en hulle glo, maar die passie, die vonk, die hart vir die evangelie en vir die koninkryk van God het ontbreek in hulle lewe, en veral ook as gevolg van moeilike omstandighede het hulle so bietjie in hulle geloof bietjie verswak. Hulle het bietjie weggedraai van die Here af. En dan kom die Hebreër skrywer en hy skryf vir hulle hierdie Hebreërbrief. En die Hebreërbrief word dan gedoen om geskryf om hulle te herinner aan dit wat Christus reeds vir hulle gedoen het. Aan dit wat God reeds vir hulle gedoen het. En dit wat die Here nog steeds vir hulle doen. En hulle moet weer daaraan vashou, hulle moet weer terugkom daar. Die Hebreër skrywer gaan dan en hy gaan vergelyk hulle situasie met die van Israel. Hy sê, kyk na Israel, ook hulle is met wonderwerke uit die woestyn verlos, uit Egipte verlos. Maar daar in die woestyn het hulle afvallig geraak van God. Hulle het in hulle geloof dit het wantroue begin word, hulle het God nie meer vertrou nie. Dit was so dat hulle selfs gesê het, kan ons nie maar teruggaan Egipte toe, weer by die vleispotte van Egipte gaan sit nie. Hulle het nie eens omgegee of hulle weer teruggaan as slawe nie, maar hulle wou net teruggaan. Hulle het nie uitgesien na dit wat die Here vir hulle in gedagte gehad het nie. En dan werk die Hebreërskrywer met hierdie ding van om die rus van God in te gaan. En die rus van God lê vir hulle voor, Kanaan. Vir ons as Christene lê die rus van God voor, die ewige rus, die ewige lewe. En hy kom dan ook en hy praat met hierdie gelowiges en sê, julle mis die rus van God, omdat julle in julle geloof verswak het. Nou kom ek lees vers 11 van Hebreërs 4. Hy sê, laat ons dan beywer om in hierdie rus in te gaan. So 3 vers 19 praat hy van, wat maak dat ons hierdie rus mis? Ons sien dus, dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie. So as gevolg van ongeloof gaan jy die rus mis. So nou sê hy weer, en hy het 'n hart, hy het 'n passie, hy praat ernstig met hulle, hy sê, laat ons dan beywer, laat dit ons hoogste prioriteit wees, om in hierdie rus in te gaan, om weer weg te draai van ons twyfel en ons ongeloof, na geloof in die Here toe, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg, en ook onkom, en dan verwys hy na die Israeliete se ongeloof, en sodat ons nie dieselfde pad loop nie. En dan kom hy in vers 12 en 13. Hy sê, laat ons dan beywer, ons moet ons beywer om in die geloof vas te staan, maar daar is nog iets waarvoor ons moet beywer. Vers 12, die woord. Hy sê, die woord van God is lewend en kragtig, dit is skerper as enige swaard met 2 snykante, en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. So hier kom hy en hy sê, maar die woord, wat het ons weer nodig in ons lewe om daai vonk, daai passie aan die brand te steek? Die woord, sê hy. Hy sê, hoekom die woord? Die woord is lewend en kragtig. Nou,
Kan ek hier net vir 'n oombliekie stil staan? Wat is hier die woord? Die woord is die woord, dis die Bybel. Maar die woord is vir ons as Christene ook Jesus Christus. Johannes sê, in die begin was die woord, en die woord was self God, en die woord was by God. Daai woord is Jesus Christus. Die woord vir ons is Jesus. Die woord vir ons is ook die Heilige Gees. Hy sê die woord van God is lewend en kragtig. Nou, hier is dit baie belangrik om dit raak te sien. Die woord is nie net soos die Bybel wat ek kan gaan bestudeer, dis staties nie. Nee, die woord van God is lewend, dis kragtig energie, vol energie. Dis so lewend en kragtig, daai energie, as ek nou dink aan iemand wat sy hart gaan stil staan het, wat hy sy passie verloor het vir die evangelie, vir God, om in diens van die Here in die koninkryk te staan. As ek daai passie verloor het, my hart gaan staan het vir die evangelie, dan kom die woord, en is soos iemand wat sy hart gaan staan het, en met daai Eskom krag kom, skiet hulle jou in die brand, aan die lewe, en dit skop jou en jou hart begin weer klop. Die woord van God vir ons as Christene is so, dit is lewend en dit sit weer krag, energie in ons om wat te doen. Hy sê die woord van God is dan skerper as 'n swaard met 2 snykante. Nou, hierdie vertaling hier, swaarde daai tyd, meeste van dit het maar 1 snykant gehad. Nou kom hy en hy sê, skerper as 'n swaard met 2 snykante. Nou hierdie woordjie wat hier vertaal is met swaard, kan ook vertaal word met 'n slagtersmes of met 'n ontleedmes van 'n chirurg, 'n skalpel. So die woord van God is skerper as 'n skalpel, as 'n ontleedmes van 'n chirurg. Dit is wat hier staan. Nou, hier is die idee wat ek kry. Jy sien, wanneer ek dalk as gevolg van moeilike omstandighede, ook ek as Christen, want elkeen van ons het maar ons moeilike omstandighede, soos die Hebreërs, en dan kan ons in moeilike omstandighede ons geloof verloor, dan kan ons in moeilike omstandighede ons passie vir die evangelie verloor, en dan kom die woord, en die woord is lewend en kragtig, en plaas daarvan, en hier is 'n baie belangrike ding, plaas daarvan dat ons gaan, en die woord gaan ontleed, kom die woord, en die woord sit ons op die operasietafel. En die woord kom na ons toe, hy is die ontleedmes van 'n chirurg. En dan kom hy en hy sê, en hierdie ontleedmes van die chirurg, kom dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Dan kom die woord na ons toe. En die woord kom vlek ons oop. En die woord dring tot daar waar geen mens kan kom nie. Nie eers die beste sielkundige nie. Die woord dring tot diep binne in ons binneste wese. Tot by ons siel, tot by ons gees. Dit kom tot daar by die gewrigte en die murg. So die woord gaan in. En wat gaan doen die woord? Die woord kom beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Nou daai woordjie beoordeel is nie kritiseer nie. Daar kan kritiek ook wees. Maar dit is meer 'n beoordeling soos 'n klassifisering. Soos om wol te klas of 'n vleis te gradeer of wat ook al. Dit kom gradeer die bedoelings en die oortuigings van die hart. So die woord kom en kom kyk, wat leef regtig binne in jou en my? Het ons nog die vonk en die passie vir die koninkryk? Is ons nog passievol oor Jesus Christus? Of het dit al verdwyn? En is daar nie meer passie vir ons, vir die evangelie en vir die uitbreiding van die koninkryk nie? En dan kom kyk die woord nog meer, wat is binne in ons binneste wese? Is dit haat? Is dit 'n gevloek? Is dit, wat is daar? Is dit bitterheid? Is dit wrokke? Wat leef regtig binne in ons? En dan kom ontleed die woord ons, dit kom beoordeel ons. So, as jy nou vandag, kom ons sê, jy kom lê nou vandag op die operasietafel, en God kom deur sy woord, deur hierdie woord, deur Jesus Christus, deur die Heilige Gees, en hy kom ontbloot jou, en hy kom kyk, wat is binne in jou? Wat gaan hy sien? Wat gaan die Here sien? Is dit iets wat jy saam met die Here oor bly gaan wees?
Wat gaan die Here daar kry? Gaan hy nog daar kry dat hy jou eerste liefde is, dat jy passievol is vir die koninkryk, dat jy passievol is vir die woord? Wat gaan die Here daar kry? Of gaan hy daar haat, bitterheid en 'n klomp lelike vuil dinge kry? Hy sê dan, daar's niks in die skepping nie, maar eintlik moet hierdie so lees, en so is daar geen mens wat voor God verborge is nie, geen skepsel wat voor God verborge is nie. Hy sê, alles lê oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. En dit is letterlik, as ons daar lê voor die Here, en hierdie ontleed mes van die chirurg, hierdie woord kom sny ons oop en kom vlek ons oop, lê alles oop en bloot voor die Here. Daar is dus niks wat ek en jy vir die Here kan wegsteek, wat hier in die hart leef nie. Wat leef in jou hart? Gaan maak oop. En as jy sien, daai vonk, daai passie vir Jesus en vir die evangelie het verdwyn as gevolg van wat ook al, vra vir die Here deur die Gees, kom sit weer hierdie passie, hierdie vonk vir die evangelie in my hart, dat ek my nie sal skaam vir die evangelie nie. Gee my passie vir Jesus, dat my mond sal getuig van Jesus Christus, van sy redding en van wat hy vir my gedoen het. Wat gaan die Here kry as hy jou daar ontleed? Want niks is verborge vir hom nie. Laat hom toe dat hy jou hart kom beoordeel, dat hy die woord, hierdie woord, Jesus Christus, die Heilige Gees, stuur om jou te deursoek en jou te ontleed, en staan dan op en vra, Here, wat 'n lewensverandering moet daar kom, want dit is ook die boodskap van Hebreërs. Wat 'n verandering moet daar nou in my lewe kom, dat ek in geloof kan volhard, die eindwenstreep kan haal, en hoofstuk 13, alles tot eer van die Here. Vriend, tot volgende Sondag, vrede vir jou.